Goeiemôre, good morning. Ja, van Jen en Ries, hier is ons nou. Dit is dalk nog skemer en die koue byt, maar dit is heerlik om so vroeg saam met julle te kan kuier. Dankie dat julle inskakel. Ja, daar is vir heel wat om na uit te sien, Ras, soos wat jy gesê het, dis net ons twee hier in die ateljee, all girls week, dink ek, as ek reg verstaan. Maar nou ja, Pieter sal binnekort weer terug wees. Die Afrikaanse Taalraad se onlangse jeuggesprek het jong stemme bymekaar gebring en Carla McKenzie, Louis Boshoff en Marikyn Creer-Evert gesels met ons oor die belangrike gesprek wat daar gevoer is. Jarde Smith en David Fink kuier vandag om te vertel oor die komende World Masters Hockey Wêreldbeker. Thys van Sail is terug en ons gesels vandag oor beleggingsgeleenthede op sosiale media en ook die risiko vir bedrog. Renier Bester van Jacksonville kuier by ons met 'n nuwe enkelsnit Jesus in Her Eyes en vertel ook meer oor die storie agter die lied. 'n Lekker volgepakte program wat voorlê, maar eers natuurlik ons oggendpraatjies. A luxury pair of Valentino Garavani heels has become the latest fashion item to divide the internet. The suede open-toe Revell pumps, priced at around $1,100, that's roughly 20,000 Rand, have been worn by stars like Tyler and Hailey Bieber. But instead of universal praise, the shoes have sparked a wave of online jokes and criticism. Many social media users have compared the unusual design to pig's feet because of the exaggerated open-toe shape, with someone calling them farmyard fashion. Despite the criticism, fashion experts say the shoe fits perfectly into the growing ugly chic trend, where bold, unconventional designs are meant to start conversations rather than simply look pretty. The rise of split-toe silhouettes, chunky sculptural heels, and exaggerated proportions in footwear all point to a wider shift in fashion, where shoes are no longer just accessories, but statement pieces designed to grab attention and spark strong reactions. Should we take a look? Asseblief. Nee. Okay. Ras, ek gaan vir jou vra wat jy hiervan dink, want ek dink tussen die twee van ons is jy baie meer, as ek die Engelse woord mag gebruik, fashionable. So, wat dink jy daarvan? You know what? I'm going to say that they look worse. They don't look as bad as I was expecting. When I saw the farmyard fashion thing, I thought it was going to be completely different. Maar daar is mos die hele ding soos jare terug waar die toe cleavage is mos nou ook 'n ding, né? Ja. Waar jy soos as jy like if you're wearing a pointed kind of heel or a court shoe or a pump, then your little like the way that the shoe is designed around how your feet kind of stick out. This is toe cleavage to another level. Ja. I don't know if I would wear it. Would you wear it? Glad nie. Hoegenaamd glad nie. Ek dink dit is nie vir my, daar's vir my niks mooi omtrent dit nie, maar dan moet ek ook sê, persoonlik hou ek oor die algemeen meer van 'n toeskoen. Ja. Ja. As 'n sandal. Ja. Ja, hierdie is mos nou 'n combination van die twee. But I think the whole chat around this ugly chic and your fashion choices should spark a conversation and should I don't know. I think, you know, for everybody that wants to do that, power to them, but for me, I don't want what I'm wearing to be so ugly that people are talking about it. So I don't think it's for me. Dit is 'n goeie punt en wanneer 'n mens kyk, onthou jy, selfs wanneer 'n mens partykeer gaan stem, dan plak almal gewoonlik hulle duimpies so op sosiale media. Ek dink 'n duimpie en 'n toontjie is nogal 'n twee kwessies wat nie noodwendig van die aantreklikste is nie. Ek praat namens 'n hele paar mense. Nee, ek verstaan dit heeltemal. So, vir jou 'n duimpie, 'n toontjie en 'n voeltjie. Daar zijn. 'n vleiende ding. Daar zijn. Dit Okay, is ons maak 'n fobies lysie. wat jy nou daar uitlig. Ons maak 'n lysie, Elsa. So leer ons mekaar beter ken. Nee. As jy wel besluit om so 'n paar skoene aan te skaf, laat weet ons net of stel ons gerus in kennis betyds, Ja. sodat ons dit dan hier eksklusief kan vertoon. Ja, vertoon. Vertoon. En dan die ander ding ook, ek sal vir jou laat weet sodat jy kan sê ek is vandag daai dag afwesig. Baie dankie Ras. Dis hoekom ons so goed oor die weg kom. Nou ja, daar's 'n ander storie wat ook uitstaan.
Die buitelyne van 'n reuse aasvoël wat uit 40.000 kalkklippe gevorm is, se vlerke sprei nou oor die Kalahari vlakte by Van Sailsrus. Die grondtekening, wat die grootste in sy soort in Afrika is na 9 maande voltooi en word reeds as 'n nuwe baken vir die streek beskou. Nou die idee van die aasvoël grondtekening is die van die landskapkunstenaar Annie Snyman en haar broer PC Janse van Rensburg. Die projek het in Oktober 2025 voor die eerste Van Sailsrus Kunsteweek begin en die eerste lyn van die grondtekening was toe uitgelê. Die tweede en finale fase is vanjaar tussen 4 en 8 Mei voltooi. So dit was nogal 'n reuse projek. Die grondtekening behoort aan die Van Sailsrus Hotel wat dit ten bate van die plaaslike gemeenskap en die ekonomie van die Kalahari sal bestuur. Die projek het ook ten doel om bewustheid oor aasvoëlbewaring te skep en toerisme in die streek te bevorder. Die grondtekening het blykbaar 'n omtrek van 3,5 km. Nou van die een vlerkpunt tot die ander is 'n afstand van 312 meter en van die kop tot by die kloue 114 meter. Van Rensburg het geskerts dat sy van klipperasies en landkuns niks geweet het nie, maar dat sy nou 'n kenner is. Wat 'n fantastiese storie. Ja. So blykbaar moet jy let soos 'n golfkarretjie of ietsie hê om van die een kant na die ander toe te kom. Ja, en weet jy wat vir my persoonlik uitstaan, is om te sien hoe kreatief mense raak wanneer dit kom by die omgewing. Soos wat hulle nou sê, om bewusmaking te skep oor die bewaring van aasvoëls, want ons weet nou al, dit is nou al vir 'n geruime tyd 'n kwessie, en hulle word ook deur 'n bedreiging, as 'n bedreigde spesies ook in die gesig gestaar. So ek dink net, dit is vir my kreatief, dit is vir my oulik, maar ek sal definitief nie, ek dink jy moet fiks wees om te loop van die een punt na die ander punt, so ek is saam met jou op daai golfkarretjie. Luister, die ander ding is ook dat jy dink, jy's 'n kunstenaar, jy weet nooit dat so 'n projek oor jou pad sal kom nie, en dan is dit daar ingedompel en then I guess you must just sink or swim. En Annie het nou heel waarskynlik net geswem. Ek dink dit is ook fantasties vir die streek. En dit van klippe, nê? Kan jy nou meer? So ek dink dit is vir my weer eens, ons kom terug na die omgewing toe hier by Goeiemôre Good Morning, gee ons baie om oor die omgewing, maar dit sal vir my interessant wees om te sien, aangesien hulle nou sê dit gaan so bestuur word ook, jy weet, hoeveel mense dit gaan besoek, maar ek dink dit is nogal iets om te aanskou, so miskien moet ons ook 'n plan maak om daar uit te kom. Ek dink beslis so, en ek dink ook hierdie tipe landskapkunstewerk of kunswerke is goed wat mens baie min sien, want daar is soveel detail en soveel tyd en moeite wat in so iets ingaan. So I think it's absolutely fantastic. Baie geluk PC en Annie. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare, noodsaaklike medisyne vir hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Zycrol te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly ingeskakel, ons is nou terug. Ek het onlangs in samewerking met die Afrikaanse Taalraad en 2 paneellede 'n jeuggesprek aangebied. Die gesprek het op die 3de Junie in Pretoria plaasgevind en die paneellede, Karla McKenzie, bekende radio-omroeper en TV-aanbieder, en Louis Boshoff, woordvoerder van AfriForum Jeug, as ook die sekretariaat van die Afrikaanse Taalraad, Marikyn Creer-Evert, is vanoggend hier om 'n bietjie meer daaroor te gesels. Baie welkom aan al 3 van julle. Baie dankie, Elsa. Voel nou vir my gesellig. Hier sit ons nou om hierdie tafel en ons is nou reg vir 'n ronde tafel gesprek. Maar Marikyn, kom ons begin dalk by jou. Wat was die hoofdoel van hierdie jeuggesprek gewees? Hierdie jeuggesprek was 'n bedoeling gewees om te kyk wat is die tekortkominge in Afrikaans tussen generasies. Hoekom is daar so 'n diskrepans tussen dit wat die jong mense vandag dink oor Afrikaans en die ouer garde? So die hele punt was om te beweeg, ons erken wel dat daar is probleme, maar
met die taal se deursettingsvermoë en die diepgewortelde Afrikaanse geskiedenis tussen die sprekers van alle variante, kan ons brûe bou om dit te oorkom tussen die generasies en dan weer taalhervitalisering te laat plaasvind in die jeug. En ek dink dis wat vir my so uitgestaan het, die verwysing na 'n brugtaal, jy weet, om dit meer inklusief ook te maak. Net voordat ek dan nou by die twee paneellede uitkom, hierdie gesprek het nou reeds plaasgevind, maar het dit aan julle verwagtinge voldoen? Ek dink so, maar ek dink dit is 'n gesprek wat voortdurend moet plaasvind. Mens gaan klein blokkies bou totdat jy 'n groot fondasie gelê het en hoe meer ons mense kry om deel te neem aan hierdie gesprek van jou jonger garde wat in skole is en hulle perspektief en dan na universiteit en dan verder aan na jou meer professionele persoon. Dis verskillende perspektiewe wat baie belangrik is. So mens moet die heeltyd daai gesprek handhaaf sodat jy nie iets verloor nie, want almal word tog ouer en jou nuwe jongeres en jou sprekende jong Afrikaans sprekendes kom in en daarom dink ek ons moet hierdie net heeltyd voortsit. Mens moet nie ophou met hierdie gesprek nie. Absoluut. Nou Carla, as iemand wat daagliks, jy weet, met jong mense in die media werk, is daar iets van hierdie gesprek wat jou verras het? Ja, ek dink daar's 'n hele paar dinge wat my verras het van hierdie gesprek wat ons gehad het in die week en een van die dinge is dat daar is nog steeds jong mense wat baie opgewonde is vir die taal Afrikaans, wat baie verder lees as voorgeskrewe Afrikaanse werk in die skole en dan wil skep in Afrikaans. As 'n mens kyk na die feeste in die land, KAKNK Woordfees, daar is baie jong mense wat heeltemal anders lyk as mekaar, maar ook skep in Afrikaans en ek dink dit is 'n goeie ding. Nou Louis, soms hoor 'n mens dat sommige mense van mening is dat die jeug nie meer belangstel in iets soos taal en kultuursake nie. Stem jy daarmee saam? Nee, glad nie. Uit die perspektief van AfriForum Jeug en dit wat ons ervaar waar ons met jong Afrikaners te doen het, oor die algemeen studente of jong volwassenes, vind ons dat die Afrikaanse taal steeds 'n groot deel van die identiteit en kultuur van daardie jong mense is en dat daar regtig optimisme is en passie is vir die taal en dat daar heelwat werk ingesit word vir die taal ook deur die jong mense. Nou wil ek ook vir julle vra want ek dink dit was 'n heerlike gesprek geweest en ek dink daar's 'n hele paar kwessies wat uitgestaan het. Maar was daar miskien 'n spesifieke tema wat julle gevoel het 'n bietjie meer emosie uitgelok het of wat vir julle persoonlik uitgestaan het? Carla, kom ons begin by jou. Ek dink daar is duisende mense wat wel Afrikaans praat in die land en wat opgewonde is daaroor, is daar ook Afrikaans sprekendes, dalk ouer garde, dalk van die jeug ook wat nie noodwendig Afrikaans hulle eerste taal maak wanneer Afrikaans hulle huistaal is nie. En ek dink daar kan ook dalk veranderinge plaasvind om die jeug opgewonde te maak om weer Afrikaans te praat, want daar's verskillende maniere om Afrikaans te praat ook. Daar is 'n nuwe beweging waar die jonges die net kletsrym in Engels nie, maar nou in Afrikaans, van die LEP en almal is daar. So daar is kwessies waar jonges nie Afrikaans praat nie, wat 'n probleem is, maar ek is hoopvol vir die toekoms. Altyd. Louis? Ja, een tema wat dikwels voorgekom het in die gesprek was die kwessie oor Afrikaanse onderrig of moet iemand Afrikaans eenkant stoot en aan Engels voorkeur gee in onderrig of opleiding om voor te berei vir die werksplek en daarin vind ons by AfriForum Jeug ook daar's eintlik heelwat mites wat 'n mens dikwels moet beantwoord. Die waarde van moedertaalonderrig word dikwels onderskat en die moontlikheid om tweetalig te kan werk en om self Engelse vaardighede aan te leer alhoewel iemand dalk in Afrikaans skool gegaan het of selfs op universiteit was, word weer moeiliker geag as wat dit werklik is. En bykomend tot dit is ons benadering by AfriForum Jeug dat ons nie net vir mense 'n vergunning wil vra of wil vra doen moeite, maak hierdie jou passie sonder om enige natuurlike nut vir Afrikaans te bied nie en daarom werk ons ook daaraan om ruimtes te skep waarin Afrikaans die voertaal is, waarin Afrikaans in die sakewêreld en opleiding en so aan nuttig aangewend kan word en dat dit vir mense nie net 'n keuse is uit 'n passie en 'n liefde vir die taal nie, maar ook werklik die sinvolle opsie vir die beroepswêreld daar buite. Nou, Marikyn, iets wat vir my persoonlik ook uitgestaan het, was die hooftema, Afrikaans as springplank. Dit is vir my so 'n oulike metafoor om dit te beskryf, want, en ek het dit daai aand ook genoem, jy weet, 'n mens dink dadelik aan iets soos veerkragtigheid, jy weet, en daai buigbaarheid.
So hoe sou jy die rol van die Afrikaanse Taalraad beskryf wanneer 'n mens kyk na die toekoms van die taal en ook om daai passie aan te wakker? Ja. Die Taalraad is 'n huis, ons sê Afrikaans is 'n huis met baie kamers en ons omarm alle variëteite. So ons moedig mense aan om te sê praat jou Afrikaans. Praat hom soos wat jy hom ken. Moet nie terugstaan nie, moenie skaam wees nie, want dit is tog so pragtig dat ons so diversiteit het in hierdie land. En ek dink dit maak Afrikaners ook wêreldwyd so spesiaal, want ons het daai warmte en liefde en passie en dit weerspieël in al ons variëteite van ons taal. En die Taalraad, omdat ons dit omarm in samewerking met al ons lidorganisasies, elkeen het 'n ander mandaat. En ons werk saam om dit te koördineer en te fasiliteer en netwerkskepend op te tree, sodat ons seker maak dat ons bereik die jeug, maar ons bereik ook die ouer garde, ons bereik alle variëteite op alle platforms, soos byvoorbeeld radio veral, en ons maak seker dat daai mense 'n spreekbuis het, en die kokergeleentheid aan die einde van elke jaar waar ons koker trofees uitdeel, is juis om dit dan te beklemtoon in verskillende gemeenskappe op verskillende vlakke. Ons sien jou raak, maak nie saak hoe klein jy dink jou bydrae is nie. Ons gaan die mamma wat die poesie boeke vrystel in Ceres, gaan ons mos nou ag. Ons gaan die kind wat lief is vir taal net met KI kombineer in Afrikaans, gaan ons ag. So ons nooi almal uit. Skryf ook aan ons. Ons bemark jou op Facebook. Ons het 'n klomp sosiale media blaaie en ons sit jou daar en al wat jy hoef te doen is net vir ons laat weet. Dit is hoe ek dit doen. So daai springplank, ons sien dit as belangrik dat ons sit jou daar buite, dat die publiek, die groter publiek daarvan weet. En as jy bereid is om jou naam daar te sit, is ons bereid om jou te bemark. Nou ons het nog so 2 minute oor, maar ek wil graag uitkom by hierdie spesifieke een wat ek wil hê almal van julle met hierdie vraag beantwoord. Louis, ek gaan by jou begin. Voltooi die sin, Afrikaans is hier om te bly, want Afrikaans is vir ons 'n tuiskoms en dit is 'n draer van ons identiteit en kultuur. goed, Carla? Ek dink omdat ek lief is daarvoor sal dit voortleef. Marikay? Ek dink Afrikaans is hier om te bly, want in die hande van al sy sprekers is hy veilig. So solank as wat jy hom praat, wie kan jou stil maak? En ons almal is dit eens dat hierdie gesprekke voortdurend gevoer moet word. Jy het aan die begin daarna verwys, maar en ek dink dit is ook nogal iets wat vir my weer eens uitgestaan het van daai spesifieke aand. Om gereeld dink ek dink dit help met perspektief ook, nee, stem julle met my saam? Ja. Absoluut. Seker. Nog 'n tema waaroor ons gepraat het was die feit dat Afrikaans miskien op die wêreldverhoog 'n klein taal is, maar dit is eintlik bemagtigend vir die sprekers van die taal, net die besef dat ek hoef nie 'n superster te wees om 'n tasbare impak te maak op die hele voortbestaan en die welstand van die taal nie. Baie dankie dat julle vanoggend die moeite gedoen het om hier te kom kuier en ek hoop dat ons in die toekoms weer die geleentheid sal hê om saam met mekaar te gesels oor Afrikaans waarvoor ons so passie het. Dankie julle. Baie dankie. Dankie. Elsa. Goed, en hou ook gerus die Afrikaanse Taalraad se sosiale media platforms dop. Hulle is gedurig besig met allerlei interessante geleenthede en dinge. Nou in hierdie stadium kan jy bly waar jy is, want net hierna gesels ons met 2 Suid-Afrikaanse Masters hockey spelers en dit net hier by Goeiemôre, Good Morning. Onthou ook om ons op al ons sosiale media platforms te gaan volg. Ons is nou weer terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, dis sporttyd. Ek is Arnold Gert. Die 2026 Wêreldmeesters Hokkie buitensyse Wêreldbeker wat die jaar in Nederland plaasvind, is om die draai. Jan de Smith en David Fink is beide SA meesterspelers en hulle is besig om daarvoor gereed te maak en voor te berei. Hulle kuier vanoggend saam met ons om hier te vertel. Gentlemen, thank you so much for your time. David, let's start off with you. Let's just talk about Masters hockey in general in South Africa. It always looks like from the outside it is very healthy. Is it? It is. It really is, Arnold. It's growing. Each 2-year cycle for the World Cup, it grows quite a lot. The interest in the hockey and also the level of hockey
It's just increasing every time. You know, it's not just a old men's game as it might have used to be in the past. The level is actually really, really high. Ja, dis hoe speel mens meestershokkie? Hoe kwalifiseer jy om 'n meester te word? Wel, jy begin op die ouderdom van ek dink van 34 begin hulle jou uitnooi en wat jy dan kan begin deelneem van die 35 oor 35 spanne en van daar af is dit in 5 jaar increments wat jy nou kan opgaan na oor 40, 45, 50 en op, maar ja, jy moet al 'n bietjie lank in die tand wees om te kan kwalifiseer. 35 is skaars lank aan die tand. Laat ons nou maar met mekaar eerlik wees. It's interesting for me that you guys are now preparing. Is the team been chosen? How does that work? And I know obviously it is highly competitive. Yes, it really is. So what happens is it gets chosen at a RPT, which is interprovincial tournament. Yep. They choose an AMR team, which is basically a squad. Then the squad will go to another trials, which is just before the RPT for the following year. And then from that RPT, they actually announce the team and they cap the team after the final of the RPT. And then once team's selected, then we go on camps, which we've actually got our camp coming up this weekend. And then from there, we together as a team and off to the World Cup. Wat gebeur by die kampe? Ag, is maar net 'n kombinasie van taktieke wat ons deurgaan en probeer met meer die span bietjie saam kry. Ons speel dan ook onder mekaar. Ons sal byvoorbeeld nou hierdie komende naweek speel ons weet in die onder 5 of die oor 35 span. En is maar net om bietjie die gees van die span bymekaar te kry en weet deur te kommunikeer wat ons planne is vorentoe vir die Wêreldbeker. Ek weet dat die jong spelers wat hier in Suid-Afrika speel, dis nie altyd maklik vir hulle om die regte blootstelling te kry op die hoë standaarde nie. En baie van hulle sal moet gaan oorsee speel, maar dis altyd 'n geldprobleem, nie waar nie? Ja, nee, dit is duidelik 'n groot probleem met in hierdie sport wat ons almal maar mee moet saamleef. Ons weet dat ewen van die kleiner of jonger spelers soos sê in kleiner provinsies sukkel ook maar om raak gesien te word en wat ek persoonlik baie van die Masters setup hou is dit jy kry die geleentheid om nog steeds aan te hou met hokkie na jy nou ouer geraak het en jy kan op 'n groot stage nog weet speel en kompeteer en ons is gelukkig om ons span wat ons noem onsself die Wild Dogs. Ons is die verdedigende kampioene en dit is lekker om te weet ons moet na Nederland toe gaan en weet onsself weer gaan bewys om hopelik die titel te behou. Obviously, David, it's a World Cup, so the standards are sky high. Yes, no, they really are. For everything from the officiating, from the umpires who take tables, they want it, they want it on international standard because it's FIH approved. Yep. So we know that as players, we try and train like that. We try and act professional, even though it's not a non-professional sport in South Africa, unfortunately. But yeah, we do. We put in the effort individually and obviously as a team, and we try and take that through to the World Cup. And like Yardis 2 years ago, he was a World Cup champion, so he knows that feeling all too well and what it means to actually get to that point. So we're there to take it back home again. Neem ons terug so toe. Hoe het dit gegaan? Ja, dit was hoe het dit gevoel? Ons die paadjie is eintlik 'n bietjie langer. Ons het begin met ons hierdie groep, die Wille Honde het begin in Nottingham al. Weet 4 jaar terug. En ons het toe weet deelgeneem daar, tweede gekom ongelukkig verloor teen Engeland in Engeland. En Kan nie die Engelse vertrou nie. Nee. Maar ons het ons gelukkig hulle weer teruggekry. Ons opening game was teen Engeland in die Kaap 2 jaar terug. En ons het hulle toe daarom kon pakslag gee. En die toernooi verder goed deurgegaan om op die einde toe vir Australië 3-1 in die finaal te klop. Uitstekend. En wat is een van jou beste herinneringe van die hele ding? Alles, ek dink net die gevoel, weet, want baie van ons spanlede is manne wat ook al jare in die Olympics gaan deelneem het. Geef ons 'n paar name van jou spanlede. Julian Hikes, Ja? Miguel de Grassa, Ricky West, Tommy Hammond het ook deel was van daai groep en ons het hierdie man het weet wêreldbekers gespeel op die jonger vlak en hulle het ook in Olimpiese spele deelgeneem. Ons hokkie het daar op stadion baie seer gekry. So dit was vir my ook spesiaal om te sien hoe hulle jy weet half kon voel. Dit is op die einde van die dag ook nou vir hulle die moeite werd om aan te hou speel. Dis baie nice. En daar was natuurlik 'n paar van daai manne wat nie Olimpiese spele toe kon gaan op een stadium nie omdat hokkie uitgesluit was en dit moes seer gemaak het. Ja. Maar hierdie was daarom so 'n bietjie van 'n salfie op daai seer, né? Yes, verseker. Just talk to me for a second or two about the standards of hockey in general. I've got 2 daughters who play, and I've experienced how, as they've got older, how the standards are really at school. It is now terrific hockey. It's really watchable. How do you experience it? So I think, look, for me, I matriculated 23 years ago, and back in my day, when you had your school teacher, your science teacher, or maybe a maths teacher being your coach. Nowadays, they actually have specific sports coaches actually coming in
and actually making a difference. We also have a lot of franchise hockey, everything from the PSR for the indoor, the JHL, the EPL. You know, we have quite a lot of hockey going on. So it's not just a seasonal thing anymore for 3 or 4 months. It's almost a year round. Yeah. So, you know, you're getting a young player, like your daughters, maybe wanting to pursue hockey, and now they have the opportunity to play hockey year round, get coached by great coaches. Like Joris is saying, you get some Olympians who are still playing the game at our ages, but also coaching and putting on that experience and their knowledge to the younger players. And I think that's what the level of hockey is actually coming, you know, to fruition at the moment. I mean, you look at our indoor side; they came third at the World Cup, where not that long ago we weren't even featuring in the medal section. You know, now we're all of a sudden competing for a first at the next World Cup. Daar was heel duidelik baie diepte nie waar nie. En dis soos Rassie ons wys met rugby, jy het die diepte nodig. Ja, verseker, en ek dink dis presies wat jy noem. Ek tel dit self ook op in weet waar ek in 'n bietjie van 'n kleiner provinsie te draak sien op skoolvlak. Ek dink dit is belangrik. Ons 'n voorbeeld in Noordwes provinsie waar Schweizer-Reneke van alle dinge nou bekend is as die hockey dorp in die provinsie. Mense wil ook deur hierdie blootstelling wil jy vir sulke spelers die geleentheid gee om te kan kompeteer internasionaal, want daar is sulke talent en dit is presies wat besig is om te gebeur, maar mense wil reg kry dat hulle kan al die pad deur gaan raak gesien word tot op internasionale vlak. Lastly, there's obviously financial implications to going to a World Cup. How do you guys handle that? So there's a few ways. A lot of people put backer buddies up on social media posts. There's a lot of golf days, fundraisers. Some of the players, they work for companies they're not just getting leave, but those companies will actually help out and are funded. Obviously, it's all self-funded. Yep. And I mean, our cost alone, I think as players, I think was estimated 55,000 Rand per person. There's 21 of us going. So, I mean, you're looking at like R1 million plus just for our team to get there. Ja, dis so is daar geleenthede vir mense wat wil betrokke raak? Definitief, en ons verwelkom dit, want die realiteit is ook, jy weet, van ons spelers moes onttrek as gevolg van finansies. Ja. En ek dink dit is baie hartseer, want dit gee ons as 'n land weet minder geleentheid om te kan gaan verdedig. Natuurlijk. So weet ons sal dit baie verwelkom as enigiemand belangstel om te kan betrokke raak om ons te ondersteun. Is daar 'n webtuiste waar mense kan gaan kyk? Nee. Maar ons het sosiale media en dit sal nie moeilik wees om op die SA Masters hockey sosiale media ons te kan opspoor nie. Uitstekend. Gaan julle weer die beker huis toe bring? Ons moet. Ek hou van daai houding. Manne, baie dankie vir julle tyd. Thank you so much for coming to chat to us. Really appreciate it, and we hope to see you here with that big trophy in a few months' time. Definitely. Thank you, Arnold. Dankie. So gepraat van finansies, as jy miskien nou wil weet wat in die markte aangaan, is dit die regte tyd, want ons hoor finansies druk maar hard. Thys sal ons meer daarvan vertel, net hier op Goeiemôre, Good Morning. Thys van Sail is weer hier om met ons oor die finansiële wêreld te gesels en hy waarsku vanoggend teen beleggingsbedrog. So Thys, welkom terug hier by ons. Lekker om te wees. Goed, ons sien toenemend aanlyn beleggingsgeleenthede op sosiale media. Hoe groot is hierdie probleem wanneer 'n mens fokus op beleggingsbedrog? Ek dink as mense het begin om te dink dit was amper obvious scams, want ons gebruik daai woord baie vinnig om te sê maar dis 'n obvious scam. Jy weet nadat dit nou gebeur het en mense het geld verloor, maar dit het op hierdie stadium al so erg geraak dat dit basies weet baie gefestikeerde tipe van mense is wat hierdie tipe van scams basies jy weet aan mekaar sit. Jy weet en dit lyk amper asof dit 100% so kan wees. Dit moet so wees, alles lyk reg en dan op die einde van die dag dan verloor jy nog steeds geld. So dit is ook nou nie meer daai element van die buurvrou was dom of stupid geweest of wat ook om in so iets in te gaan nie. Dit is regtig waar dit is 'n tendens wat Suid-Afrikaners tot en met 1.8 miljard gekos het net oor die laaste 12 maande. En natuurlik die FSCA het omtrent ongeveer meer as 108 van hierdie tipe van waarskuwings uitgereik. Jy weet aanlyn om juist te sê hierdie skemas is hier buite, dit is hoe hulle geïdentifiseer was, dit is wat hulle doen ensovoorts, maar nog steeds is daar tendens dat mense daar verval. Waarom dink jy is Suid-Afrika veral vatbaar vir aanlyn beleggingsbedrog? Veral ook wanneer jy kyk na die huidige ekonomiese klimaat.
Ja, dit is maar wat dit is. Ek bedoel mense basies jy weet kry swaar in Suid-Afrika. So ons gaan kyk na aftreekapitaal. Daar's baie pensionaarsse wat byvoorbeeld glad nie genoeg geld het, jy weet, om uit te kom per maand nie. En dan sal hulle byvoorbeeld een of twee van hierdie geleenthede sien aanlyn en dan soos ek sê, dit lyk so goed, dit moet waar wees. En dan gaan baie van hierdie tipe van kom ons sê maar vulnerable tipe van ou mense na hierdie skemas toe en dan verloor hulle net verder geld. En dan natuurlik, jy weet, as ons ook gaan kyk na jou middeljariges, byvoorbeeld van 35, 45, daai mense trek ook swaar nou met inflasie, onkostes, rentekoerse, alheid van goeders en dan sien hulle byvoorbeeld hierdie geleenthede soos byvoorbeeld forex trading, crypto trading en dan sien hulle dit byvoorbeeld dalk as 'n side hustle. Jy weet om basies 'n addisionele paar rand te kan maak om homself net deur te kan sien in die maand. Jy weet en dit is ook 'n realiteit. Jy het nou verwys na ouderdomsgroepe, maar is dit ook veral daardie groepe wat die grootste risiko beloop om slagoffers te wees? Ja, en dit is 100% so want dit is eintlik so in vlakke geplaas van byvoorbeeld jou minderjariges teenoor jou ouer mense. Is daar spesifieke tipe van targets waarvoor hulle gaan. Soos jou minderjarige mense sal meer fokus op hierdie cool strategie. Jy weet van jy moet inwees, jy daai fear of missing out, jy weet die FOMO wat gecreëer word. Jy weet dis tipies daai baiting en phishing wat daar buite geplaas word om jy te sê forex en crypto en wat so om daai tipe van goeders. Maar by die ou mense is dit weer anders. Daar word daar weer gepraat van sekuriteit, waarborge, gewaarborgde inkomste, verwysings, jy weet na kliënte wat reeds al jare by hulle is en ensovoorts. Jy weet so daar's verskillende tipe van approaches wat hierdie ouens ook gebruik wat dit ook nou weer eens baie uniek maak. Thys, is daar spesifieke platforms wat die meeste deur bedrieërs gebruik word? Ja, ek dink ja die heel belangrikste deel is as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk hierdie tipe van skemas waar dit vandaan kom, deur watse kanaal kom dit, want dit sal nooit deur 'n advieskanaal kom nie. Dit begin byvoorbeeld op 'n Facebook byvoorbeeld en dan sal jy nou wat hulle sê byt. Okay, en dan sê jy byvoorbeeld dan 'n verwys word na 'n WhatsApp of 'n Telegram tipe van platform en dan sal die kommunikasie dan van daar af met jou plaasvind. So met ander woorde hulle sal met jou begin kommunikeer via WhatsApp of via Telegram en dan sal hulle byvoorbeeld selfs jou kontak, as jy byvoorbeeld jou kontakbesonderhede vir hulle bygee, sodra jy byvoorbeeld kom ons sê nou in daai byting ingetree het. En dis basies jy weet, jy kan nie 'n finansiële produk basies weet koop op 'n WhatsApp groep of selfs op WhatsApp of op Telegram en selfs Facebook nie. So daar's geen manier nie. Ek bedoel daar's die grootste vraagteken klaar wat jy vir jouself moet vra. Hoe koop ek basies of hoe belê ek op 'n platform via WhatsApp of Telegram. En hoekom sal ek byvoorbeeld gaan vir so tipe van belegging as ek kan sien daar is nie FSCA nommer nie of die FSCA nommer kom nie ooreen met die naam byvoorbeeld, jy weet as sulk nie of ek praat ewe skielik hierso met 'n wildvreemde ou, maar hy begin my dan ook te e-pos, maar die ooreenkoms ook met die e-pos maak ook nie sin nie. Maar weer eens, die mense wil hê dit moet so goed wees en omdat dit so desperaatheid is dat hulle daarvoor gaan. Ek dink dit is net soms so oortuigend, jy weet wanneer 'n mens kyk na iets soos name, logos en selfs bestuurders se foto's wat gebruik word. Ja. So een wenk van jou kant af. Jy weet maak nou nie saak hoe oortuigend dit lyk nie. Wat moet verbruikers altyd in gedagte hou? Ek dink dit is baie belangrik weer eens om ook te gaan kyk en veral vandag se tyd is net om bietjie verder te gaan dink. Ek bedoel, so met ander woorde, ek kan eintlik enigiemand se logo of enigiemand se foto kan ek op vandag se tyd gaan aftrek, jy weet op enige platform. En ek kan selfs AI gebruik, jy weet, om dit selfs nog verder, kom ons sê legit te laat lyk. En natuurlik, jy weet, jy kry deesdae selfs 'n voice-over AI wat jy ook kan kry. Jy weet waar 'n bestuurder byvoorbeeld 30 sekondes advertensie selfs sal praat, jy weet dalk van 'n groen of 'n rooi of 'n blou maatskappy wat baie bekend is in Suid-Afrika. En natuurlik en dan voel dit vir jou dis 100% reg en dis 100% so. En dan gaan jy byvoorbeeld verder en dan jou ander probleem wat jy ook het is as jy byvoorbeeld in een van hierdie skemas intree en jy wil byvoorbeeld aan jou kapitaal uithaal, dan is daar ewe skielik probleme. Dan is daar fooie wat jy moet betaal of jy moet geld inbetaal om geld te kan uitkry. Jy moet verifikasieprosesse vat dan ewe skielik weke. Jy weet in plaas van waar hulle jou letterlik in die belegging wou ingetree binne 24 uur.
Jy weet, so daar's 'n klompie elemente wat 'n baie groot rol speel, maar weer eens as ons gaan kyk, al die waarskuwingstekens word eintlik vir jou vooraf gegee. So die maklikste wat jy moontlik kan doen is 'n reël van 24 uur. So as jy besluit gemaak het, gaan dink nog steeds 24 uur daaroor voordat jy byvoorbeeld dan nou daai oorplasing maak. En natuurlik as jy dan nou daar sover sou gekom het en jy wil 'n oorplasing maak, jou laaste stap wat jy moet doen is bel net jou bank. So met ander woorde, bel net jou bank en verifieer net die bankbesonderhede, behoort dit aan hierdie maatskappy, is hulle basiese affiliaatskap van by die FSCA. Dit gaan jou 5 minute vat op 'n oproep en jy gaan dadelik dan jou antwoord kry, jou finale antwoord ja of nee, daai 24 uur. Ek dink daai kommunikasie is baie belangrik op 'n gereelde basis. Goed, jou belangrikste boodskap aan Suid-Afrikaners wat miskien op die oomblik op soek is na beter beleggingsopbrengste? Ek dink as 'n mens gaan kyk, Elsa, nommer 1 is bly net weg van sosiale media tipe van baiting. Okay. So as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk en jy bevind jouself op 'n WhatsApp groep of op WhatsApp of op Telegram en jy byvoorbeeld sien hierdie tipe van skemas of hierdie tipe van opbrengste, want dit is gewoonlik hierdie tendens van guaranteed en basies weet hoë opbrengste met verwysings. Okay, ewe skielik. Onthou, as ek 'n maatskappy kan naboot, okay, dan kan ek basies weet 40 mense ook gaan kyk op paar buite wat sê ja, great company, great, you know, this and this, alles is 100% legit. Maar die grootste ding is wat jy vir jouself moet gaan vra is, as ek ordentlike belegging wil hê, watse lyn gaan gebruik ek? En 'n advieslyn is altyd jou beste lyn. En 'n advieslyn beteken ek klim in my kar, ek gaan na 'n kantoor toe en ek sien 'n adviseur. Of die adviseur kom na my toe, hy gee vir my sy besigheidskaartjie, ek kan verifieer wat daar aangaan en ek kan self op WhatsApp sosiale media ook gaan kyk byvoorbeeld, ja, is hierdie legitimate maatskappy, persoon ensovoorts. En natuurlik gaan maak ook seker die persoon met wie jy advies ook vanaf vind ook weer eens dat hy ook vir daai kategorieë wat saam geassosieer kan word en basies vir daai lyne kan advies gee. So, dit klink baie complicated net om 'n gewone belegging in vandag se tyd te koop, maar as jy regte lyne gebruik, is jy altyd veilig. Thys, en ons waardeer jou kundigheid. Ek dink dit is ook goed om te weet dat maatskappye soos jou maatskappy navorsing doen en studies doen om gereeld op hoogte te bly van die jongste neigings. Baie belangrik. Baie dankie dat jy weer met ons gesels het. Nou, daar volg net 'n bietjie of net hierna volg daar 'n bietjie musiek. So bly gerus waar jy is. Jy's ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en onthou ook om gerus 'n draai te gaan maak op ons YouTube platform waar jy na ons in diepte gesprekke ook kan gaan kyk. Wat 'n pragtige liedjie. Die Suid-Afrikaanse country kunstenaar of gospelgroep Jacksonville is hier met hulle nuutste enkelsnit Jesus in Her Eyes. Ons gesels nou met Renier Bester, die siel agter Jacksonville. Renier, is altyd so lekker om jou te kan sien. Welkom by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie, is baie lekker om hier te wees en om jou te sien. Die liedjie Jesus in Her Eyes is geïnspireer deur jou vrou. Kan jy 'n bietjie gesels oor die skryfproses en hoe jy met die liedjie vorendag gekom het? Ja, absoluut. So ek het gaan dit probeer kondens in 'n kort stukkie in. So ek het 23 jaar se addiction agter die blad en multiple affairs over the course of our marriage. En 6 jaar terug het my vrou 'n moment create waar ek alles kon confess. Ons was separated, ons huwelik was verby en sy het 'n oomblik create wat ek alles confess het en in daai oomblik het ek vryheid beleef. Die mees ongelooflike miracle beleef. Ons het gereconcile, ek en Jesus het gereconcile en uit daai moment uit het ons help nou huwelike. Dis wat ons doen vir 'n lewe. We actually help people who are going through the same thing that we went through. Maar hierdie song is die storie van daai oomblik when I confessed everything and instead of her hating me and rejecting me, I saw Jesus in her eyes and she showed me forgiveness and that's the thing that changed my life. Is dit moeilik om so oop te wees oor die verskillende uitdagings waardeur jy is in jou lewe, waardeur jy is in julle huwelik? Dit kan seker nie maklik wees nie. Weet jy, ek dink die groot ding vir my is natuurlik is ons hele lewe is gebaseer op die Here en wat Jesus gedoen het. And he took our sin and our shame. So die feit dat hy my vrygemaak het en hy het ons geroep om hierdie werk te doen. So ek is nie arrogant daaroor nie. Ek besef I don't deserve any of this grace of forgiveness, but
but He's given it to me, and He's called us to do this work to help marriages and sing songs that glorify Him. So hy gee my die krag. Die musiek, sê jy, is geïnspireer deur kunstenaars soos Hank Williams en Johnny Cash. Dit is nogal 'n donker tipe country wat daai twee kunstenaars voor bekend is. Ja, ek dink dis ek relate aan daai stories, jy weet, Ja. van 'n Johnny Cash met die addiction en 'n ou wat probeer, jy weet, vir die 23 jaar wat ek so gelewe het, was ek I never denied Jesus. So ek het probeer om hom te dien, maar die addiction en my need for affirmation, jy weet, met vroumense en met selfs die musiekbedryf. Dit was 'n Achilles heel vir my gewees. I say when you need affirmation and you're in the music industry, it's like the affirmations on tap, like a drug. So dis hoekom ek relate aan daai tipe musiek. En dis eerlik. Ek dink dis die cool ding van country musiek ook, as jy kan eerlike stories vertel. En die hoop is dat die authenticity connect met mense en vir hulle hoop gee. Renier, waar kan mense op hoogte bly van wat volgende is vir Jacksonville? Wat is julle planne vir die toekoms nou? Ja, is 'n goeie vraag. So ons is op al die socials, Facebook en YouTube en Instagram, Jacksonville Songs of net Jacksonville. En ek is nie 100% seker hoe dit lyk van 'n musiekperspektief af nie. So ons gebruik hierdie platform om vir mense te vertel van ons huwelikswerk ook. So jy kan renandadele.com gaan uitcheck as jy sukkel in jou huwelik. As daar hoop is vir ons, is daar hoop vir enigiemand. Ja. So ons cross-pollinate die musiek met die huwelikswerk. So renandadele.com vir die huweliksgoed en Jacksonville op al die socials vir musiek. Renier, het was wonderlik om jou hier te hê op Goeiemôre, Good Morning, en ons wens vir jou en Adele net alle sterkte toe, en die werk wat julle doen is belangrik, so ons hou julle dop. Baie dankie vir die opportunity, Rose. Dit is lekker om jou te sien. Renier Bester dan van Jacksonville, gaan kyk, hulle musiek is op alle digitale platforms beskikbaar, en onthou om renandadele.com te gaan besoek as jy graag vir hulle wil bespreek. Dis dan al van ons kant af vir vandag. Maak seker jy gaan volg ons op ons sosiale media platforms, veral vir ons Goeiemôre in diepte gesprekke. Ons sien julle weer môre. Het 'n goeiemôre, good morning.